radioluisteraars. Ons vertrou dat die Here ons regtig gaan help met die sein. Ek sien dit dip sommer van die begin af, so kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons God is, dat niks ons van U liefde kan skei nie. Die liefde wat daar in Christus Jesus is. Here, kom werk asseblief in ons harte. Here, terwyl hierdie woord uitgaan. Help my asseblief, Here, wat U die woord bring, dat dit aanneemlik sal wees, dat dit die koninkryk sal uitbrei, dat dit die koninkryk sal laat kom. Here, want aan U behoort die grootheid, die majesteit, die krag, tot in alle ewigheid. Amen. Vanoggend wil ek met jou verder bedien en verder gesels oor waar ek laasweek ook mee besig was. En dit is dan die woord wat gegaan het oor sweef. Vanoggend vroeg word ek wakker met hierdie song van Annelie van Rooyen. In my gees neem my op vlerke. En vanoggend wil ek met jou gesels oor die woord van die Here, maar uit die perspektief uit van Jesaja 40 vers 31. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. So kom ons kyk bietjie na die lewe van 'n arend. Nou 'n arend bou sy nes baie hoog op die kraanse. En dan voer hy hierdie nes uit met pendorings aan die onderkant, skerp voorwerpe. En hoe meer hy die nes opbou, hoe sagter is die materiaal, totdat dit self donsveertjies is. En dan moet ons eers daarna kyk, dat 'n arend net saam met 'n arend sweef. En hier is so 'n stukkie huweliksterapie wat ek sommer so vir jou kan gee. Nou wanneer die wyfie arend sweef en sy vlieg baie hoog, dan sal sy 'n mannetjie arend soek wat dieselfde hoogte as sy kan bereik. En daar sal hulle een word in die lug en dit sal 'n proses wees waar hulle deur die lug tuimel. En so word hierdie eiertjies dan nou gebore of gelê in die nes. En dan kom die kleintjies uit wat gewoonlik net 2 is wat oorleef. En die ma en die pa gee dan nou vir hierdie kleintjies kos. En dan gebeur daar iets op 'n stadium dat die ouers sien dat hierdie kleintjies groot genoeg is. En dan begin hulle eers die sagte veertjies uit die nes uitskop, alles wat sag is. En naderhand beland hierdie kleintjies op die pendorings, wat vir hulle so ongemaklik is. En dan skuif hulle al hoe nader na die rand van die nes toe. En uiteindelik kom die ouers en hulle doen 'n baie wrede ding, en hulle skop die kleintjies uit die nes uit. En soos wat hierdie arendjie nie weet hoe om te vlieg nie, val hy soveel meters deur die lug. En net wanneer hy omtrent om doodval, dan kom die arend in, die volwasse arend onder hom in, lig hom op en sit hom terug in die nes. En so word hierdie proses herhaal en herhaal, totdat hierdie klein arend naderhand geleer het om te vlieg. Ek sê om te vlieg, want 'n arend is nie gemaak om te vlieg nie. 'n Arend is gemaak om te sweef. En iets wat uitstaan van 'n arend, hulle sit
in 'n afwagting en hulle wag wanneer die stormwinde begin opstoot in die lug. En dan hou hulle hierdie stormwind dop en hulle vlieg letterlik teen hierdie storm in. En dan gebruik hulle die stormwind om hulle hoër op te tel en hulle te laat sweef. Nou hoekom sal ek vanoggend vir jou hierdie boodskap bring? Hoe kan dit dan inpas by jou en by my? Want Deuteronomium 32 vers 11 tot 2 sê vir ons, soos 'n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop, oor hulle fladder en hulle vang op sy vlerke wat hy oopsprei, soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra, so het die Here net hy alleen sy volk gelei en daar was nie ander God by hom nie. So, wanneer ons dan nou uit hierdie nes uitgeskop word, eers waar ons gevang word, gedra word, is vir my altyd die plek van bekering. So, bekering is iets van, ek kan nog in die comfort leef van my eie lewe. En dan kom dit by die plek uit waar ek val en val en val. En dan vra ons onsself af, maar as God 'n God van liefde is, hoekom laat hy hierdie dinge toe in my lewe? Is dit nie wreed dat hy my uit sy nes uit sy comfort uitskop nie? En dan kom die woord van die Here tot my vanoggend, waar Jesus gesê het, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, maar ek sal vir julle die Heilige Gees gee, wat julle sal troos, wat julle advokaat sal wees, wat julle sterkte sal wees. En dan kom dit op 'n dag, dat hierdie arend dophou, wat die ouers doen. En net so het Jesus gesê, ek doen niks, wat ek my Vader nie sien doen nie. Nou, wie sal ek en jy dophou in ons lewe? Sal dit ons man wees? Sal dit ons vrou wees? Sal dit iemand wees wat in die bediening is? Sal dit 'n vriend wees, 'n vriendin? Wie sal ons dophou? En ja, dit is baie belangrik, dat 'n mens jou omring met mense, want arende vlieg net met arende, wat regtig vir jou iets in die lewe kan beteken, wat vir jou hoop bring, wat vir jou regtig op 'n plek bring, waar jy weet, maar daar's mense wat commit is met jou, wat saam met jou staan, wat saam met jou stem. Maar dis nie wie ek en jy moet dophou nie. Wie ons moet dophou is, soos wat Jesus gesê het, wat ek die Vader sien doen, dit doen ek net so. So Jesus het gekom om vir jou en vir my te kom wys, wie is die Vader? So wie moet ek en jy in ons lewe dophou? Ek en jy moet dophou, dat ons gekom het by die plek, wat Jesus vir ons daardie prys betaal het, wat ons na Jesus kan kyk, wat met uitgestrekte arms aan daardie kruis gehang het, en wat hy vir ons doen. Nou wil ek kom by 'n plek wat miskien baie mense sal skok. Jy sal baie keer hoor, en dit is veral van die oorseese predikers af, dat wanneer jy hierdie gebed gebid het, agter hulle aan, om jou hart vir die Here te gee, dan is jy wedergebore. Ek stem nie met dit saam nie. Hoekom stem ek nie met dit saam nie? Want as jy net jou lewe vir die Here gee, is jy in 'n plek van bekering. Dit is daar wanneer jy elke keer, kan ek sê, terugkeer na die nes toe. Terugkeer waar die Here jou vang. Jy val en jy word opgetel en jy word teruggebring. Maar 'n arend is nie gemaak daarvoor
om die heeltyd deur 'n ma en 'n pa teruggebring te word nes toe nie. 'n Arend is uiteindelik daarvoor gemaak om te kan sweef. Dit is die purpose van 'n arend. En wat doen 'n arend as byvoorbeeld, en dis net 'n kraai wat eintlik het waag om 'n arend aan te val in die lug. So wat doen 'n arend as hy die kraaie kom? Al wat 'n arend doen is, hy vlieg hoër. Nou hoor jy waar begin ek vir jou sê, kom wedergeboorte in. So ek wil vir jou sê, bekering is vir my, soos wat ek geleer het by die Heilige Gees, die plek waar ek elke keer omdraai, terugkeer. Maar ek het nog nie gekom by die plek waar ek sweef nie. En dan kom die arend by die plek wat hy sweef. Die oomblik as hy begin sweef, begin hy sy purpose ontdek. Met ander woorde, waar die Here sê, ek weet wat ek vir jou beplan het. Dis 'n lewe van voorspoed en nie van teëspoed nie. Dis 'n hoopvolle toekoms. So wanneer hierdie arend groot raak, het hy nie meer in sy gedagte die plek van ek kan elke keer terugkeer na die nes toe nie. Maar hierdie arend begin doen en leer en kyk wat sy ouers gedoen het. En hy sien waartoe sy ouers in staat is. En dan kom die woord van die Here vanoggend na ons toe en hy sê, ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my die krag gee. So ja, daar gaan kraaie wees wat my probeer afbring. Kom ons noem dit vloeke. Kom ons noem dit aanvalle. Dit gaan daar wees. En dan moet ek en jy in 'n dimensie kom wat hoër is as hierdie dimensie van vloeke, van aanvalle. Dat ek en jy nie die heeltyd die kraaie dophou nie. En kyk wat die kraaie aan ons doen nie. Maar dat ons kom in die dimensie waar God ons vat in ons purpose in, waar ons eintlik moet sweef. Want hy, wie in my is sterker as hy wat in hierdie wêreld is. En wanneer die storms kom, is dit nie dat dit vloeke is nie. Dis nie dat dit goed van die vyand af is nie. Maar dit is goed om my te bring in die plek waar ek begin besef, maar geloof behaag God. En die wat na God toe gaan, moet glo dat God 'n beloner is van die wat hom soek. En dan kom ek in die dimensie waar ek die storms in my lewe dophou en waar ek bo dit begin uitsweef. Nou iets van 'n arend wat ek net met jou so vinnig kan deel is, ons weet dan, kom ons op 'n plek waar ons nes bou in die hoogste rotse. Hoekom moet ek dit doen? Want op die einde van die dag moet ek ook 'n legacy agterlaat. Ek moet besef dat my woorde, my gedagtes, my dade aanneemlik vir God moet wees. En dan kom hierdie arend en hy bou sy nes ver op die kraanse, op die berge, weg van mense af. Wat sê dit vir my? Ek moenie gelykvormig raak aan hierdie wêreld nie, maar ek moet my gedagtes hernie. Ek moet my gedagtes gevange neem, gehoorsaam maak aan Christus Jesus. Die arend bou nie sy nes in bome nie, soos die ander voëls nie. En dan, as die arend omtrent 70 jaar oud word, dan verveer hulle. Hulle verveer ook elke lente om te word soos 'n jong voël. Wat sê die woord vir ons in Hooglied? Hy sê, die winter is verby, die lente is hier.
Psalm 103 vertel vir ons dit. Hy sê hy gee ons die jeugdige krag van die arend. Die arend se oog is baie skerp. En dan kom ons by die plek om te sê, maar dat die Here ons gegee het, binnekant ons hart, oë van verligting van die verstand. Met ander woorde, dat ek kan kom by die plek om te kan sien, in gees, onderskeiding van gees te kan hê. Nou die oog het 'n binneste ooglid, wat baie dun is, en oor die oog getrek kan word, soos 'n gordyn, indien daar te veel skerp lig is. Dit sê vir my, dat ons moet kom by die plek, dat wat ons besef, pas op wat jy hoor, dat daar nie bygevoeg word nie. Wat sê dit vir my? Die vyand, die kraai, sal na my toe kom. Ek sal die storm beleef, en dan kan hierdie kraai se aanval, en hierdie storm, naderhand in my gedagtes begin gaan. En hoe meer ek dit bedink, hoe meer kan hierdie kraai se dimensie my gedagtes verswak, sodat ek naderhand net dink aan dit wat die bad news is. Dat ek net dink aan die lewe wat vir my so baie erg is. En hier sit ek vanoggend en ek ontken nie een keer dat daar nie iets is soos aanvalle nie. Ek ontken nie dat die lewe baie moeilik is nie. Maar ek kies vanoggend die dimensie van 'n arend wat vir my sê dat sou hierdie lewe ek dit moeilik in hê, dat die een wie ek dophou, Christus Jesus sê vir my, ek het reeds hierdie wêreld oorwin. Hierdie voël kan baie verder sien as 'n mens, omtrent 5 kilometer ver. En wanneer hierdie arend hoog in die lug vlieg, dan lyk dit soos 'n spikkel. Maar klein diertjies wat onder is, kan hierdie arend opmerk. As jy kyk na Job 39, 29, 32. So met ander woorde, wat sê hierdie woord vir my? Hierdie woord sê vir my, ek moet kom in 'n dimensie hoër as waar ek nou is. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Hoe kan ek in 'n dimensie kom, hoër as my omstandighede, hoër as die kraaie wat my probeer aanval? Hoe kan ek kom in daardie plek van hoër as die storms wat in my lewe woed? Ek kan kom by die plek van wedergeboorte, daar waar ek en jy saam met Jesus die dimensie. Hoe kom ek by die plek uit van daardie oorwinning? Ek kom by daardie plek uit as my omstandighede die van die kraaie is wat my aanval. Dat Kolossense 2 vir my duidelik sê, elke mag van Satan is uitgeklee, is uitgelewer, is in 'n triomftog mee gevoer. So in daardie dimensie trap ek, loop ek oor skorpioene, oor slange, want my God sê dat hy spoedig die vyand onder my voete sal verbrysel. So as ek die kraai beleef met sy swart, met sy donkerte, wat doen ek? Ek sweef hoër. Ek gaan in die woorde in van Jesus Christus se woord, dat die vyand uitgelewer is, uitgeklee is, dat ek en jy die vyand sal uitlewer, uitklee, dat wanneer daar gedagtes in my opkom, en dis nie gedagtes van die woord van God nie, dis nie gedagtes wat God vir my beplan nie, dat ek hoor as daardie gedagtes sal gaan, deur dit gevange te neem, gehoorsaam te maak aan Christus Jesus, want Jesus se woord was, en die vyand het aan my niks.
Die vyand kan niks aan Jesus doen nie. Wat doen ek as die storms kom? Wat doen ek as vrees in my lam lê? Wat doen ek as die angs my oorweldig? Wat doen ek as ek nie die volgende oggend wil opstaan nie? As ek niks het om na uit te sien nie? Wat doen ek as ek so seer het in my binneste en ek wil eintlik maar net op 'n hoopie gaan sit? Wat doen ek as ek voel God hoor nie, as ek bid nie? Ek kom in die dimensie in van Jesus Christus vir wat hy vir my gedoen het aan die kruis. Ek kom in die dimensie in wat Jesus gesê het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Want as ek in die dimensie bly van ek weier om te vergewe, dan laat ek die kraai toe in my dimensie. My liewe mens, wat doen 'n arend met 'n slang? As 'n slang na sy nes toe kom, weet jy wat doen hy? Hy vat die slang in sy skerp kloue en hy tel die slang op. Hy fight nie die slang in sy nes nie. Hy fight die slang in hemelse plekke. En dit is wat die woord vir jou en my sê. Ons sit saam met Jesus Christus in hemelse plekke. Wat die woord vir my sê, dat daardie fight is nie my fight nie, maar dis Jesus Christus se fight. En daarom moet ek en jy weet, as die vrese kom, as die angs kom, as die donkerte kom, as die seerkry kom, as die twyfel kom, is dit nie my fight nie. Jesus het vir my oorwin daardie geveg in sy naam. Dan is daar iets wat vir ons vertel word van die biologie van 'n arend. As die arend baie ouer raak en baie kalsiumstukke sit aan sy bek vas, dan gaan hy een kant toe en hy vlieg weg en hy kap daai kalsium van sy bek af, omdat hy dan nie meer so goed kan vleis eet nie. So wat sê dit vir my? Daar's 'n plek van een kant gaan, daar's 'n plek van in my binnekamer gaan, daar's 'n plek van om te gaan as ek besef, ek spreek nie meer lewe nie, om een kant te gaan en myself te gaan ondersoek. Dawid het gesê, deurgrond my, ondersoek my Here, kyk of daar 'n plek in my lewe is, Here, wat 'n pad van smarte is, en lei my op die beproefde pad. Jy moet jou woorde dophou. Jy moet jou attitude dophou, want jou woorde van bitterheid kan baie mense verbitter, en jou attitude kan die atmosfeer van baie mense bitter maak. Gaan een kant, maar moenie een kant op 'n hoop gaan sit en jouself jammer kry nie. Gaan een kant en sê vir die Here, Here, kom na my toe, soos wat u met Josua gemaak het, en waar u daardie hoëpriester se kleed afgehaal het, en gesê, trek hom 'n nuwe kleed aan, waar u gesê het, sit hom 'n tulband aan, waar u gesê het, dat daar 'n koel van vuur sy mond sal aanraak, dat ek en jy sal spreek vuur, dat ek en jy sal spreek lewe, maak nie saak hoe ons omstandighede lyk nie. Jesus het aan daardie kruis gehang, hy het soos 'n geploegde land gelyk, maar vir jou en my omstandighede het hy lewe gespreek, en het hy bly lewe spreek. En dan wanneer daardie arend se bek herstel is, dan kom hy en hy trek die ou vere uit hom uit. Hy pluk dit uit hom uit, sodat daar nuwe vere kom. Want die wat op die Here wag, sal nuwe krag kry. Hulle sal hardloop en hulle sal nie moeg word nie. Hulle sal loop, hulle sal nie mat word nie. Die wat op die Here wag. Dan kom daar iets in wat vir my amazing is. Terwyl daar die arend so sit, en hy al die dinge deurgegaan het, en hy een kant is, en hy op daardie plek is, waar hy amper voel, maar daar is nie meer vir hom 'n doel in die lewe nie,
Daar's nie meer 'n purpose in die lewe nie. Want as hoeveel mense van ons wat in ons gedagtes 'n prentjie gevorm het van hoe ons lewe sal wees, en kind van God, jou lewe is nooit soos wat jou gedagtes dit gevorm het nie. Jou lewe is soos wat God se gedagtes is, wat nie my gedagtes is nie, soos wat sy wee is, wat nie my wee is nie. En ek kan vir jou waarborg, as dit vir jou voel goed werk nie uit in jou lewe nie, dan is daar 'n beter plan wat God se plan vir jou lewe is. En wanneer daardie arend sit, en hy sit op daardie plek, en hy weet nie hoe moet hy terugkom in sy purpose nie. Hy voel dis verby. Baie keer voel ons dis verby met ons drome. Ons voel, ag ja, dis maar net hoe my lewe is, en my lewe sal nie verander nie. Dan gebeur daar iets amazing. Dan kom daar ander arende wat hom dophou, en hulle vat daardie prooi, en hulle gaan skeer dit stikkend bo daai arend wat so sit, en dan begin daai druppels bloed op daardie arend val in daardie omstandighede, en dan gebeur daar iets in daardie arend, dat daardie arend besef waarvoor hy gemaak is, want jy is gemaak, jy's eenkant gesit, jy's geheilig, jy is geroep om 'n lig te wees, om sout vir die aarde te wees, 'n lig te wees wat die duisternis verdryf. En dan gebeur daar iets met daardie arend, en hulle sê wanneer daardie arend opstyg, dan kyk hy reguit in die son in, en hy vlieg na geen ander plek toe nie, maar hy vlieg soos 'n pyl reguit in die son in, en dan knip daai lid, en wanneer hy lid knip, dan is hy al een wat die son se lig, se skerpte, se sterkte kon wys. Want daar is genesing in die geregtigheid van die son van geregtigheid wat oor jou opkom. Daar is wonderbare krag in die bloed van die lam. En dan kom dit op daardie plek wat daardie arend die jeugdige krag van die arend ontvang, en wedergeboorte skop in, en wedergeboorte sê vir my, dis nie meer ek wat leef nie, maar dis hy wie in my leef. En ek praat nou van die geestelike dimensie, want niks in jou omstandighede gaan verander nie. Die kraaie gaan nog wees, die storms gaan nog wees, die lewe gaan nog gebeur, maar iets in jou change, iets in jou begin match Jesus Christus se bloed. Dit begin match in my, dat ek besef, ek moet vergewe, ek moet vryspreek, ek moet hierdie bloed inneem van Jesus, sy beskerming inneem. Ek moet daar kom by die plek waar Jesus Christus gestalte in my vind. Want jy sien, ek is nie gemaak om die klein arendjie te wees wat in saggies vere wil sit nie. Ek is nie gemaak om die klein arendjie te wees wat deur die lug tuimel en elke keer wag dat iemand my moet vang nie. Dis immature Christene. En hoe hartseer is dit nie in die liggaam van Christus, dat ons die heeltyd wil gepatch word nie. Jy's nie gemaak om gevang te word die heeltyd nie. Jy's gemaak om te vlieg, en daarna is jy gemaak om te sweef, bo die storms uit. En hierdie bloed van Jesus, vat jou in 'n dimensie in, wat jy nie dink en bedink hierdie dinge van hierdie wêreld nie, maar waar jou gees vol raak met sy gees, dat jy gevul raak met die bloed van Jesus en krag ontvang as die Heilige Gees oor jou kom. Jy's gemaak om 'n arend te wees, om te sweef. Wat doen 'n arend? 'n Arend eet nie dooie kos nie. 'n Arend eet lewende kos, om die lewende brood van Jesus Christus te eet.
dat jy sal kom by daardie plek, wat elke wond van jou genees word. Die vraag is vanoggend, wil jy hê jou wonde moet genees word? Of wil jy maar bly in daardie nes? Wil jy maar bly in daardie dimensie waar kraaie om jou vlieg die heeltyd? Wil jy bly in daardie dimensie waar jy bang is vir storms? Nee, kind van God, jy is gemaak deur God, vir God, tot God, om hom te verheerlik. Amen.